Goeiemôre vriende en welkom by ons aanlyn diens vandag, 25 Desember 2022. Op hierdie Kersdag in 2022. Ek vertrou dat jy 'n geseënde tyd saam met ons sal hê, en ook 'n baie geseënde tyd saam met familie en vriende. Wat 'n groot voorreg is dit om vandag saam te kan wees, om weer eens mekaar herinner te kan word. As jy Jesus Christus volg as die enigste God en verlosser, dan is my gebed dat jy opnuut dieper, verder, hoër sal groei in sy vrede sal ervaar, en sy vrede deur jou sal vloei. As jy nog nie Jesus Christus volg as die enigste God en verlosser en Here van jou lewe nie, dan bid ek en vertrou ek dat jy ook sal sy vrede ervaar, dat jy sy vrede sal ontvang, en dat jy sal sien dat jou grootste behoefte is om vrede te hê met jou Skepper. Nou, Kersfees seisoen of Kerstyd word gekenmerk deur elke een, ongeag wat jy glo en wat jy nie glo nie, as 'n tyd van vrede. Maar hierdie vrede is net vir 'n klein tydjie beskikbaar. Hierdie vrede hou nie baie lank nie as jy vir vrede in die verkeerde plek gaan soek, of as jy na die verkeerde persoon toe gaan om vir jou vrede te gee. Baie dinge in hierdie wêreld is so broos soos vrede. Ons kan 'n glas breek met 'n hamer, met 'n klip. Ons kan 'n klip vat en ek kan 'n venster breek. Maar ek kan vrede breek met so min as net 'n kyk of 'n verkeerde woord. 'n tekort aan vrede, 'n gebrek aan vrede beïnvloed nie net nasies nie, dit beïnvloed families, huwelike, ouers en kinders. En selfs mag daar 'n tekort wees aan vrede in ons eie harte. Ons het vrede nodig, vrede met ander mense rondom ons, vrede met onsself, ander vrede in ons, maar mees belangrik, en die fondasie tot alle ander vrede, is ons het vrede nodig met God. En die evangelie hou vir ons hierdie ware vrede uit. Die evangelie vertel vir ons, wat is ware vrede? Wat is ewigdurende vrede? Die wêreld kan nie vir ons die vrede gee wat die evangelie vir ons gee nie. En Lukas kom en hy beskryf hierdie vrede wat die evangelie gee en wat die wêreld nie kan wegvat van ons af nie. Wil jy hierdie vrede hê? Hierdie vrede wat nie van jou weggevat kan word nie? Wel, wat is hierdie vrede, vra jy miskien? Wel, ek is bly jy vra dit, want hierdie vrede is 'n welgesteldheid binne in jou. 'n Compleetheid. Die Engelse woord sê dit so mooi. It's a wholeness and a wellness. A wholeness or a wellness. En die Hebreëse woord is shalom. As die tipe integriteit wat binnekant in jou inkom en wat vrede en rus in jou siel bring. Jou siel is in rus. Alles rondom jou is in plek. Alles rondom jou het 'n plek en is in plek. Het jy al ervaar wanneer jy miskien moet trek van een huis na 'n ander huis toe, en dis te mekaar en dit is chaos. Het jy ondervind dan hoe jy 'n gebrek het aan vrede? Wanneer dinge te mekaar is en dinge werk nie, het jy 'n gebrek aan vrede, maar hierdie ware shalom is nou, alles is in plek. Alles het 'n plek en alles is in 'n plek. So, maak nie saak wat gebeur in hierdie wêreld nie, daar is 'n stilheid in jou hart. 'n vaste vertroue, 'n wete binne in jouself, dat jy gaan oukei wees, want jy het vrede met jou Skepper. So kom ek lees vir ons uit Lukas 2 uit. Lukas 2, en ek lees uit die 2020 vertaling, Lukas 2 vanaf vers 11 tot 14. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het.
So die hele Kersstorie opgesom, op 'n dag, op 'n dag, daar was 'n dag gewees vandag, en daar was 'n dag in die geskiedenis. Watter dag in die geskiedenis was dit? Wel, in die begin van hoofstuk 2 sê vir ons, die dag in die geskiedenis, toe keiser Augustus regeer het, en hy die keiser was, en toe Cyrenius die prokurator van Syrië was. Dit was op daardie dag in die geskiedenis, binne in 'n stad, in 'n werklike wêreld, nie iewers te ver weg in die hemelruim nie, nee, maar 'n stad wat 9978,8 kilometer weg van Langebaan is, in die stad Bethlehem. En wat het plaasgevind? 'n verlosser wat gekom het om al ons skuld en ons skaamte weg te neem. 'n verlosser is gebore, God het in die vlees gekom, en hy is die Christus, hy is die beloofde een, wat al ons hoop gaan vervul. Hy is die hoop vir ons, en hy is die Here. Hy is nie net verlosser nie, maar hy is ook die Here, die een wat regeer, die een wat in beheer is, die een wat al ons vyande oorwin, sonde, die dood, die duiwel. Hy is die een wat vir ons veilig hou vir ewig en ewig, en hy is die een in wie ons 'n tevredenheid het vir altyd en altyd. En so is ons dankbaar op hierdie dag, dat ons hierdie geleentheid het op 25 Desember 2022, om te kan verklaar, ons het 'n groot, fantastiese verlosser, Christus Jesus, die Here, wat gebore is op 'n dag in die geskiedenis, in 'n fisiese plek, in 'n stad, om ons van ons sondes te vergewe, van ons sondes vry te maak, om ons skoon te was, en om ons vrede te gee met ons Skepper, sodat ons reg voor ons Skepper kan staan in vrede. Hierdie was die mees belangrikste gebeurtenis wat gepaard gegaan het met die mees belangrikste lied ooit, wat die mees belangrikste aankondiging ooit gehad het. Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehaag het. En hierdie baie bekende een sin gesang definieer ons grootste behoefte. Dit beskryf ons grootste behoefte, dat ons vrede nodig het, en dit kom ook, en dit verduidelik ook die missie van hierdie baba wat in die krib in doeke toegedraai is. En so daar's 2 woorde wat ek ons graag wil uitnooi om net vandag op te mediteer, en hier in die Kersseisoen in 2022, en dit is eer en vrede, eer aan God en vrede in ons harte. Stel jou 'n wêreld voor waar elke liewe persoon lewe en bestaan met die enigste doel voor oë is om God te verheerlik, om eer aan God te bring. Wel, dit is hoe dit veronderstel was om te wees. Dis hoe God dit geskaap het, maar in 'n baie hartseer oomblik van rebellie en ongehoorsaamheid het Adam en Eva gekies om eerder vir die eer en die glorie van die skepping te leef, en die eer en die glorie van hulle self te leef, as vir die eer van die Skepper. En sedertdien sien ons dat elke mens wat gebore word, lewe nou in die middel van wat ons 'n persoonlike eeroorlog kan noem. 'n persoonlike eeroorlog. Met ander woorde, ons probeer heeltyd onsself nommer 1 maak. Ons probeer heeltyd al die eer en die glorie vir onsself bring. Of dit nou is wanneer jy kwaad word in die middel van 'n traffic jam, dan gaan dit eintlik maar oor jouself. Dis hoekom jy kwaad word. Of as dit in 'n oomblik is van welis waar jy 'n verkeerde besluit maak, gaan dit oor jouself. En of dit die najaag is van materiële dinge wat jy graag wil besit, gaan dit oor jouself. Of dalk is daar 'n oomblik van trots en arrogansie wat in jou opwel, en as jy kwaad vir iemand anderste. Jy sien, al die ander eer en al die ander glories van die skepping rondom ons waar ons is in 'n geveg gewikkel, in 'n stryd, in 'n kompetisie gewikkel vir jou en my hart, en dit is in 'n kompetisie gewikkel teen die eer en die glorie van God. Maar nou het Jesus Christus gekom, en hy het hierdie ding kom terugvat, hy het dit kom terugklim, hy het ons kom red, hy het ons kom herstel, ons harte wat afdwaal, ons harte wat weghardloop en afdwaal na
dat die eer en die glorie van dinge in hierdie skepping, en Jesus gekom, en hy kom ons harte terugklim, ons kom red hiervan, ons kom red van onsself, ons kom restoreer en ons teruggebring na homself toe. Maar nie net dit nie, maar ook daai verhoudings wat ons het op 'n horisontale vlak, waar daar baie konflik is, en die konflik in daai verhoudings is hoofsaaklik die oorsaak daarvan elke keer, omdat dit eintlik net oor onsself gaan. En so Jesus het gekom om te claim, te red, te herstel, weer terug te bring. En so die hoofpunt is die glorie en die eer van God. Maar dan bring hy ook vir ons vrede, en ons kan nie die twee van mekaar skei nie, want die hoofpunt van vrede, God se doel is om ons vrede te gee, en hoe God vir ons vrede te gee, is sodat hy die mees eervolle, glorieryke persoon in ons lewe is. As God nie die mees glorieryke persoon in ons lewe is nie, dan gaan ons sukkel ook om hierdie vrede te ontvang en te ervaar. 5 keer in die Nuwe Testament kom lees ons en word God genoem die God van vrede, die God van vrede. Romeine 15, Filippense 4, 1 Tessalonisense 5, Hebreërs 13, en dan Jesus self wat kom sê vir ons, in Johannes 14 kom sê Jesus, ek gee vir jou vrede, ek gee vir jou vrede. En Paulus sê dan vir ons in Efesiërs 2 vers 14, Jesus self is ons vrede. Jesus self is ons vrede. Nou wat beteken dit wanneer ons die vrede van Christus het? Dit beteken dat Christus is ons vrede. En dit beteken dat ek kan nooit die vrede wat Christus gee, skei van Christus self nie. Ek kan nie Christus se vrede wat hy sê vir my in Johannes 14, hy sê, julle kan nie my vrede ontvang en nie my ontvang nie. As ons wil hê dat vrede in ons harte moet regeer, en as ons daardie shalom wil ervaar, dan moet Christus in ons lewe en ons harte regeer. Jy sien, Christus Jesus se doel is nie om vir ons 'n vrede te gee wat verwyder is van homself nie. Sy doel is om vir ons vrede te gee deurdat hy die mees glorieryke, belangrikste persoon in ons lewe word. Wanneer Christus nommer 1 in ons lewe is, dan gee hy ons ook daai vrede. Ons gaan nie vrede met God hê, ons gaan nie vrede met mense rondom ons hê nie, ons gaan nie vrede binne in ons het nie, binne in ons ervaar nie, totdat Jesus nie ons vrede is nie. En nou is die vraag ook, wat hou nou hierdie twee, eer aan God en vrede wat ons ervaar, vrede vir ons, eer aan God, eer en vrede, wat hou dit by mekaar? Wat hou dit by mekaar? Geloof, vertroue. Ek moet vertrou in die beloftes wat God vir ons gee deur Jesus Christus, die beloftes wat ek deur Jesus Christus ontvang. Romeine 15 vers 13 sê, is juis fundamentele skrifgedeelte wat vir ons wys na die belangrike rol van geloof. Hy sê, mag die God van alle hoop julle vul met vreugde en vrede in geloof, in hoe ons glo. Romeine 15:13 sê, geloof is kern tot hierdie vrede. Met ander woorde, die wyse waarop God se beloftes 'n werklikheid word vir my en jou, en hoe vrede in my en jou inkom, en hoe ons vrede ervaar, en hoe vrede as 'n ware geproseseer word, is deur geloof. Deur geloof, wanneer ons God vertrou, wanneer ons sy beloftes vertrou, wanneer ons geloof en ons vertroue in Jesus sit, dat hy ons hom vertrou, hy is wie hy sê hy is. Ons vertrou sy persoon en sy afgehandelde werk aan die kruis, die leeggraf, sy werk as hoëpriester nou, en die feit dat hy ook terug gaan kom. Ons vertrou hom. En ons moet hom vertrou en ons geloof in hom sit, wanneer ons
Maak nie saak of ons praat van vrede tussen my en God nie, of vrede tussen my en ander, of die vrede wat ek binne in myself het nie. Dit gaan gepaard met geloof en vertroue in God, geloof. En so bring dit vir ons dan uit by ons mees basiese behoefte. En dit is wat hierdie Lukas 2 vers 14 aankondig. Ons mees basiese behoefte as 'n mens, as skepper, wat deur die skepping wat deur die Skepper gemaak is om vrede met ons Skepper te hê. Ek as skepsel, maaksel, om vrede met my Skepper te hê. Dit is die fondasie en fundamenteel tot die najaag van enige ander vrede. Ek moet eers vertikale vrede hê, voor daar enige horisontale vrede kan wees, of vrede binnekant in my kan wees. Want anders gaan al die ander vrede wat ek in my ervaar, of vrede met ander mense, gaan dit oppervlakkig wees, en gaan dit net tydelik wees. En so wat ons help met vrede ook, 'n sleutelvers hier, is Romeine 5 vers 1. Wat ook dan vir ons sê, juist daarom omdat ons nou vrygespreek is deur geloof. Ons is vrygespreek deur geloof, het ons nou vrede met God. Romeine 5 vers 1. Ons het vrede. Hoe het ons vrede met God? Omdat ons dan nou op die grond van geloof geregverdig is. Ons is vrygespreek, geregverdig. Op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur Jesus Christus. Jy sien, Jesus Christus het hierdie vrede bewerkstellig deur sy sondelose gehoorsame lewe in ons plek en deur in ons plek vir ons sondes aan die kruis te sterf en op die derde dag weer op te staan. So ons het vrede met God deur Jesus Christus. En hierdie vryspraak of hierdie feit dat ons geregverdig is, beteken God verklaar ons is geregverdig, ons word regverdig verklaar. Dis 'n uitspraak wat God maak oor ons op grond van ons geloof in die persoon en afgehandelde werk van Jesus. God spreek ons nou as geregverdig, hy verklaar ons as regverdig, en ek en jy ontvang die geregtigheid van Jesus, die heiligheid van Jesus. Ons ontvang dit, dis deur God aan ons gegee, dis oorgedra, dis deur geloof alleen, op die grond van julle geloof. Op die grond van ons geloof, nie op grond van ons werke nie. Ons ontvang nie die geregtigheid van Christus nie. Ons word nie geregverdig, vrygespreek deur God op grond van werke nie. Nie op grond van tradisie nie. Nie op grond van doop nie. Nie op die grond van ons kerklidmaatskap nie. Nie op die grond van ons heiligheid of ons goeie dade wat ons doen nie. Of op die grond van ons familiegeskiedenis. Of my van, of my naam, of die plek waar ek gebore is, of hoeveel geld ek het, of wat ek doen nie. Nee, op grond van geloof alleen. Op grond van geloof, enkel alleen op grond van geloof. En wanneer ons Jesus Christus glo, soos die engele aangekondig het, as die verlosser en die Here, en ek glo en ek vertrou, dat hy die alles oortreffende skat binnekant in my lewe en my hart is, en ek is nou deur geloof verenig met hom, en ek het nou deur geloof, het ek sy geregtigheid ontvang, en sy geregtigheid word nou toegeskryf as my geregtigheid op grond van geloof, dan word ek nou geregverdig deur God, op grond van geloof. En wat is die uiteinde? Wat sê Romeine 5? Wat is die uiteinde? Vrede met God. En God se woede en sy uitspraak teenoor ons sonde, sy straf teenoor ons sonde word nou weggeneem. Dis deur Christus aan die kruis weggeneem. Ons rebellie teenoor hom is oorwin deur Christus. En God aanvaar ons nou binne in sy familie. En van nou af hanteer God ons, en elke plan en alles is net vir ons goed, vir sy eer en vir ons goed. Hy is nie teen ons nie, hy is vir ons. Hy is ons hemelse Vader, hy is ons vriend. Ons het vrede, ons hoef nie bang te wees nie. En hierdie vrede wat ek nou het met my Skepper, dit is die fondasie, dit is kern, dit is die platform tot elke ander verhouding wat ons het. En God het ons geskape vir verhouding. Eerste verhouding met hom, en dan verhouding met mekaar. Want dis die een ding wat ek en jy saamvat tot in alle ewigheid, is verhoudings. Ons vat mekaar saam. Ons vat niks van hierdie aarde saam nie, niks tasbare dinge nie, maar net verhouding.
Maar wanneer ons geloof en ons vertroue in die persoon van Christus sit en sy afgehandelde werk aan die kruis. En dis die rede hoekom hy gekom het. En omdat ons nou vrede het met God en vrygespreek is deur geloof, kan ons nou begin groei om vrede met onsself te hê. Ons kan vrede met onsself begin geniet. Ons hoef nie gedryf te word deur angs nie of vrees nie. Ons hoef nie verlam te word deur vrees en angs en in 'n plek van hopeloosheid te wees nie. Nee, want ons het vrede met God. Dit definieer nie die Jesus-volgeling nie. Jesus-volgeling, jy word nie gedefinieer deur vrees of hopeloosheid nie, want jou grootste probleem is dat jy nie vrede met God gehad het nie, maar nou het jy vrede met God deur jou geloof in Jesus Christus se persoon en sy afgehandelde werk aan die kruis. En daarom wil ek jou uitnooi om hierdie Kersseisoen te gaan. Vat jou angs en vat jou vrees en jou bekommernisse na Jesus toe. Vra hom om jou te help, om jou te beskerm, om jou net weer dalk opnuut te herstel, dat jy opnuut kyk na wie hy is en die vrede wat hy bring, dat hy die koning van vrede is, dat hy die bron van vrede self is, dat hy jou opnuut vul met vrede en dat jy sal weet, soos wat Paulus skryf aan die kerk in Efese, Christus is julle vrede. En dat hy dan jou sal gebruik en in en deur jou sal werk om ook dan vrede vir ander mense te bring. So ons sien vrede met God, vrede in onsself. En die derde verhouding wat ook belangrik is, wat hierdie woord vrede vir ons sê, is ook in ons verhouding met ander. Dat ons ook vrede sal hê in ons verhouding met ander. Vir baie van ons miskien, hierdie Kersseisoen wat saam met familie en vriende by mekaar kom, is dit dalk miskien 'n baie 'n ongemaklike situasie. Miskien is daar baie pynlike verhoudings. Ek weet nie. Miskien is van hierdie pyn wat jy ervaar in jou verhoudings, wat al vir jare en jare saamkom. Miskien is van dit 'n nuwe pyn en 'n nuwe hartseer, 'n nuwe breuk in verhoudings. Maar jy weet dalk nie wat om te doen nie. Dalk weet jy wat om te doen. En ek wil jou aanmoedig om te doen wat jy weet wat jy moet doen. Maak nie saak hoe hard en hoe moeilik dit is nie. Maar alles met die krag van Christus en sy genade, jaag vrede na, bring herstel na. Want die sleutel is vertroue. Vertroue in die beloftes van God. En 'n bewuswording van die feit dat hy het jou vergewe deur Christus. Efesiërs 4 vers 31 tot 32 sê, ons moet ontslae raak van bitterheid en woede en haat wat in ons hart is. En ons moet sagte harte hê. Maar dan sê hy ook, sê Paulus, hy sê ons mekaar vergewe. Maar hoe moet ons mekaar vergewe? Soos wat God julle in Christus Jesus vergewe het. So, laat ons derentyd hierdie ding koester en hierdie ding kweek in ons hart. Wat is dit? Kom ons kweek hierdie bewondering. Hierdie bewondering dat God het my vergewe. Kom ons koester 'n groeiende bewondering dat God het my deur Christus vergewe. Vir my, 'n sondaar, 'n rebel, 'n vyand van God, hy het my vergewe. Laat hierdie groot verwondering dat ek nou in vrede kan staan. Ek wat 'n sondaar was, wat 'n rebel was, word nou 'n seun en dogter van God genoem. Kweek aanhoudend hierdie verwondering dat jy vrede met God het. Want weet jy wat doen dit? Dit maak jou hart sag. Dit maak jou hart sag. Dit maak jou nederig. En dit maak dat jy ook ander kan vergewe. Mag ons nooit die genade en die barmhartigheid van Christus vergewe nie. Sien vriende, as Jesus na ons toe kom, dan kom hy na ons toe met vrede. Ons wat sondaars was, rebelle was, vyande van God was, ons wat ver afgedwaal het van die wil van God af. Wanneer Jesus kom, dan kom hy om ons vrede te gee. Hy kom om ons terug te neem na homself toe, om vrede te maak met homself. Maar nie net om ons terug te bring na homself, om te rekonsiliasie te bring en vrede te bring nie, maar ook, nie net vertikaal nie, maar ook om vrede en rekonsiliasie tussen mekaar te bring. Daarom is die Nuwe Testamentiese kerk, die Nuwe Testamentiese kerk op grond van dit, word nou en groei nou en moet nou 'n gemeenskap van vrede wees. Vrede wees waar mense werklik waar die shalom van God ervaar, waar hulle kalm is en rustig is en die vrede van Christus in ons harte, ons verstand, ons lewens regeer.
teenoor mekaar en ook in ons gemeenskappe. Christus het ons aan homself verbind. En die feit dat hy ons aan homself verbind het, daardeur verbind hy ons ook aan mekaar. So wanneer Jesus kom, bring hy vrede. Waarheen Jesus gaan, bring hy vrede. Toe hy hier gebore was, lees ons dit wat Lukas vir ons sê, op daardie dag het die engele uitgeroep, vrede op aarde. En toe Jesus op pad was, en toe hy in Jerusalem ingaan, en toe hy pad was om gekruisig te word in ons plek vir ons sondes, en daarna die dood te oorwin, en op die derde dag fisies liggaamlik uit die doodheid op te staan, en in sy verheerlikte liggaam in die hemel opgeneem te word, van waar hy weer gaan kom. Wat doen die mense? Wat roep die skare mense uit? En toe hulle klere neergooi en Jesus op die donkie ry en hulle palmtakke waai, wat sê hulle? Kom ek lees vir jou wat sê hulle. Vrede en glorie. Lukas 19 vers 38. Hulle het uitgeroep, geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons vrede is. U is ons verlosser, U is ons Here, U is ons God, U is ons meester, maar U is ook ons vrede. U is nie net die bron van ons hoop en die bron van ons vrede nie, maar U is vrede self. En dankie Here Jesus, dat wanneer ons U ontvang en ons geloof en ons vertroue in U sit, dan gee U nie net vrede nie, maar U is ook ons vrede. En ek bid dat die vrede wat U gee, ons verstand te bowe sal gaan. Mag U vrede, mag U self, Here Jesus, in ons harte regeer en lewe. Here, en as ons nie op 'n punt gekom het, wat ons nog U vrede ontvang het en bely het nie, bid ek ook selfs, Here, dat ons daai geleentheid nou sal aangryp om te erken en te bely dat my grootste behoefte is, my grootste probleem wat ek het in hierdie wêreld, is om in vrede te staan en reg te staan met my Skepper God. En dit kan slegs gebeur wanneer ek my geloof en my vertroue in Jesus Christus sit. Die een wat op 'n dag wat bestem was voor die fondasie van hierdie aarde, gekom het, gebore is, God gekom het in die vlees, Jesus Christus, die gesalfde, die beloofde een, wat vir my sondes kom sterf het, my skuld, my skaamte, my sondes weggeneem het. Dankie Here Jesus, dat ek na U toe kan kom, en kan sê, ek was 'n rebel, maar nou kom ek na U toe, en ek ontvang vergifnis, en herstel en restaurasie, en U is die enigste een wat my neem van 'n rebel, na 'n kind toe, 'n kind van God. Dankie daarvoor, Here Jesus. Here, mag U ook in en deur ons werk, nie net in hierdie laaste seisoen in 2022 nie, maar ook in U wil, wat ook al voorlê, dat ons seuns en dogters van vrede sal wees, dat U vrede deur ons ook sal vloei na ander toe. Ons loof en prys die Here Jesus. Aan U kom alle eer toe. Mag U ons vul met U genade en die vrede, dat dit ook tot ons beswil sal wees. Amen. Mag jy 'n baie geseënde dag beleef, mag jy 'n geseënde res van hierdie Kersseisoen 2022 beleef, mag jy werklik tasbaar die vrede en genade en krag en teenwoordigheid van Jesus Christus, ons Here God en Verlosser, ervaar, en mag dit ook in en deur jou vloei na ander. As Jesus Christus vir jou vrede bring, wil jy nie kom en saam met my vir hom lof en eer en prys bring nie. Majesty laying in a manger, a king like this, unto us is born a Savior. The light has come. A king like this, the highest name in the song of heaven. A king like this, born of flesh into our suffering. The light has come. He is come.
angels sing, glory, glory, hallelujah. The light has come. The light has come.